Ons skriflesing gaan wees in Romeine 12 vanaf die 9de vers. As jy dit wil naslaan, dan sal ek op die woord lees. Romeine 12 vanaf vers 9, dan sê 211. Ons sluit ons oor en bid ons saam. Here almagtige God, ons dank U dat ons in U teenwoordigheid kan wees. Ons dank U dat ons in die naam en die bloed van Jesus Christus, ons Here, vir U Vader kan sê, en U kan aanbid, en kan weet dat ons aan U behoort. Dank U dat ons kan weet dat U by ons is, soos U by elke groep van U kinders is, oor die wêreld heen. Dankie dat ons vir die dag die opstanding kan vier. Kan weet ons het 'n lewende Here, ons koning, die een wat ons lewe gee. Dankie dat ons mag weet, U woon in ons harte. U van ons liggame, U tempel gemaak. Ons prys U daarvoor. Dankie dat ons al ons behoeftes vir U kan bring. Vir ons land, met al sy nood, dat ons kan bid vir die mense op ons siekelysie, wat vir U nodig het. Vir hulle wat geliefd aan die dood afgestaan het. Vir elke behoefte en elke probleem kan ons aan U toe kom en die luister graag na ons. Dankie dat ons oor ons seëninge kan tel, oor reën en kos, en slaap en gesondheid. So kan ons opnoem elke seëning wat U vir ons gee. Dankie dat ons nou oor rustig in vrede en veiligheid as U kinders rondom U woord by mekaar kan wees. Help ons om dit te hoor en nie uit te gaan. Met nieuwe moed, met hoop, want U is by ons. Ons bid dit in die wonderlike naam. Amen. Romeine 12 vers 9. Die liefde moet opreg wees. Verafskiet wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Verwys eerlik teenoor mekaar. Wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslag nie. Bly altyd geesdriftig. Dien die Here. Verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking. Volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood. En lei julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers. Ja, seën hulle. Moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is. En treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie. Maar skaar julle oor die nederig is. Moenie eierwys wees. Moenie kwaad met kwaad geld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie selfdradig en geliefdes nie, maar laat het oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf. Ek sal dit sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom veel nooit van skade. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ons gaan vanmorgen kyk na vers 11 en 12, en die maar besondere gedeelte, vers 11 en 12. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig. Dien die Here. Vers 12, verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. En ek wil dan graag na aanleiding van ons jaarthema 2 woordjies 'n kringetjie omtrek. Die eerste woordjie is aan vers 11, dien. Dien die Here
Here, en die tweede woordjie in vers 12 natuurlik dan hoop, verbly julle in die hoop. Broers en susters, die hoofstuk 12 begin met en nou. Dit word ook vertaal met daarom, dan. Dit sluit wonderlik aan by die eerste 11 hoofstukke van Romeine. Die eerste 11 hoofstukke van Romeine is ongelooflik wonderlik. En weet jy wat staan daar in daai 11 hoofstukke? Soos Philip Yancey, die journalist van Amerika, Christelike skrywer het uitgedruk het, jy hoef niks te doen om God te oortuig om jou lief te hê. Hoor jy dit? Jy hoef niks te doen om God te oortuig om jou lief te hê. Jy hoef nie te presteer, geestelik te presteer, en dan na God te gaan, en vir hom te gaan sê, was dit dan goed genoeg? Kom ons op 'n Sondag by mekaar, om 'n oombliekie terug te dink oor die week, en dan te sê, wel, hoe suksesvol was ons nou as Christen in hierdie week? 60%? Nou, lieve aarde, dan dink ek nie dat ek iemand sê, nee, kom ons maak dit 50%. En so sal ons maar voortgaan. Ek het dit ook een keer lang gesê, pragtige Tannie dame in Kimberley, wat met ongelooflik toewyding deur gedien het. Ongelooflik. My ouder het gesê, as hy eendag in die hemel kom, en die Here vra vir hom, nou, hoekom moet ek jou in die hemel toelaat, en hy sê, daar ek daarom aan die saak gekeken. So toegewaard. En toe lei ek die jongste reeks in die gemeente Kimberley Suid, en lê geweldig klem daarop, soos die eerste 11 hoofstukke van Romeine doen, dat ons nie deur ons prestasie, nie deur die wonderlike dinge wat ons doen, vir God kan oortuig, om ons aan te leer en lief te hê. En aan die einde van die reeks, toe sê sy vir my die ontstellende ding, Dominee, ek dink ek sal het maak. Ek wil gesê, my Tannie, ek ben nie geluister. Jy hoef het nie te maak. Want weet jy wat? Jesus het het vir jou gemaak. Daarom skryf Paulus in Romeine 8 vers 1, daar is dan ook geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Die Here hou nie iets so teen jou, dat jy verloor sal gaan. Wat sê hy vir die hoorna aan die kruis? Wat jy vir hom vra, dink aan my, as jy in die koninkryk kom. Wat sê Jesus vir hom? Vandag, voorwaar, letterlik staan daar, amen, amen, sê ek vir jou. Vandag wil jy saam met my in die paradys wees. Ons leef en ons is gered uit genade. En ek dink nie ons kan dit oor genoeg beklemtoon om te sê, al wat jy hoef te doen, al wat ek hoef te doen, ek moet dit glo. En as ek dit glo, dan sing ek die loflied van hoofstuk 11 oor diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God. Vers 36, uit hom en deur hom en tot ons alle dinge aan hom hoor die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. En nou, hoofstuk 12. Daarom dan, omdat jy weet dat jy 'n kind van God is, op grond van sy liefde en genade, omdat jy dit weet, daarom dien hom. Volg, hoofstuk 12 vers 1 sê, gee jouself aan God.
prestasies nie. Maar net die oorgawe, dankie Here, dat U dit vir my gedoen het. En help my om vir U te gaan dien. Ja, as ek dit ontdek, en dit glo, het ek hoop. Iemand, ons sê baie keer, dat ek het ook al vir iemand gesê, wat siek is of so, waar daar lewe is daar hoop. Jy het al baie gehoor. Dan ook dat jy daarna, dan het ek 'n bietjie kras sê. As ek vir iemand wat baie siek is sê, waar daar lewe is daar hoop, sê ek net wat vol. Moet net nie doodgaan. Of as ek nou die kras. Want dan is die hoop, blyk maar klaar. Nee. Iemand het die sinnetjie omgedraai. Ons sê nie waar daar lewe is daar hoop nie. Ons sê waar daar hoop is daar lewe. Wat beteken dit om God se genade te verstaan? Om dit in my lewe toe te laat, dat my lewe daarin oorgeneem word? Dit beteken nie in die eerste plek dat ek nie swaar op my pad sal hê nie. Dit beteken nie dat al die wonderlike dinge in my lewe sal gebeur nie. Dit beteken nie dat ek net voorspoed sal beleef nie. Dit beteken dat ek in die harde werklikheid van hierdie lewe vir Jesus kan doen. Dat ek in die erediens hier met besieling sal sing. En die versoeking was groot om al my hande te druk, toe ons oor Heer my God gesing. Om met besieling in die erediens te sing is wonderlik. Maar as die uitstand, gaan die erediens buite voort. Maar aan die einde van die diens sê ons die genade van die Here Jesus Christus. En die liefde van God. En die teenwoordigheid en die gemeenskap van God is by julle. Die week wat voor lê. Die erediens is op 'n Sondag. En 'n Sondag is die eerste dag van die week. En dis nie die Christendom wat dit besluit het nie. Dit was so. Maar die eerste dag van die week, Sondag, is die opstandingsdag. Die dag wat Jesus lewe. En daarom kan ek die week ingaan. Kom ons weer trek daarop. Dis nie ons wat die week probeer presteer. En dan kom ons by Sondag en dan kyk ons terug. Hoe goed dit was nie, as ons ook terugkyk, ja. En ons skuld bely, ons het dit daar nou gelees ook. Hoe of ons mekaar liefhet. Maar op 'n Sondag kyk ons met moed en hoop en oortuiging vorentoe. Want God is by ons. Daarom die oproep van vers 11. Moenie in julle toewyding verslap. Bly altyd geesdriftig. Dien die Here. Die probleem is dat ons hierdie wonderlike boodskap hoor en dit in ons harte bære en dat ons traag word en lusteloos word. En dat ons dink ons is deel van die werklose groep lidmate van die Here. Nee, moenie in julle toewyding verslap nie. Wy jou toe aan dit wat jy glo en wat jy liefhet. Bly altyd geesdriftig. Die 53 vertaal, wees vurig van gees. En iemand vertaal dit, letterlik staan daar, kokend in die gees. En dan stel hy die gees met woorde. Kokend in die gees. Is ek brandend vir my verlosser Jesus Christus? Of is ek lusteloos? Of vergeet ek dat ek aan hom behoort en weet? En ek loop my eie pad. Of is ek gedryf deur die wonderlike sekerheid dat ek aan die Here behoort en dat ek hom het oorgehaal
Jesus is slawe. Ons is ons sy eiendom. As jy 'n slaaf is, behoort jy nie aan jouself nie. Jy behoort aan jou Heer, aan jou meester. So ek dien hom as 'n slaaf, maar met 'n Afrikaanse woordspeling. Ek dien hom nie slaaf. Ek dien hom nie omdat ek moet nie. Ek dien hom nie omdat ek wil presteer nie. Ek dien hom nie sodat ek aan die einde van die week kan sê, jy was 'n bietjie goed hierdie week. Ek dien hom omdat hy my verlos is. En omdat ek sy genade ontvang. Daarom staan daar dan verbly julle in die woord. Jy weet dat die woord is ons nog een van die 3 pilare in Korintiërs 13 van die Nuwe Testament. Geloof, hoop en liefde. Hoop is nie miskien, hierdie hoop nie dalk nie moontlik nie ons sal maar sien nie. Iemand skryf, hoop is geloof wat vooruit kyk. Anders gesê, hoop is vertroue wat vooruit kyk. Daarom sê Paulus in Filippense 1 vers 6, hiervan is ek oortuig, dat God die werk wat in julle begin het, sal voltooi. Hy sal voltooi. Staan daarom vas, staan daar in die teks. Want weet jy wat? Die duiwel weet dat hy teen God niks meer kan uitdruk. Hy is uit die hemel uitgewerk, sê Openbaar. Hy is op die aarde soos 'n woedende leeu. Hy wil vir my en vir jou van ons geloof wegrokkel. En wat is die hart van ons geloof waarom ons moet vashou? Jesus is die Here. Daar gaan ek volhard op die pad van die geloof. Moenie die Here los nie. Want dan het jy niks oor. Niks oor. En die ewigheid is ook weg. Hoe doen ons dit? Sluit af, laaste sinnetjie, volhard en gebed. Wanneer is 'n mens op jou magteloos is, dat iemand sê maar hoor in die kamer en kom. As jy roep nie eens, so staan jou hande gevou. Dis ons 'n magteloos teken. Maar dit is die binnende hande, waarin wys hulle na die almagtige God. Daarom is gebed om in die teenwoordigheid van die Here te kom. Om te weet. Weet jy wat? So waar met my lief. En weet jy wat? Wat wil jy sê dan die tweede sin by sê? Hoor hom? Jy kan niks doen om God te oorleef, om jou lief te hê. Al sou jy verkeerd doen, al sou jy val, God se liefde gaan weg. Hou vas aan. Ek sluit af met 2 tekste op die bord. Matteus 20, vers 26. Het Jesus hierdie woorde gesê, maar julle moet nie so wees nie, en verwys aan die begeertes. Elkeen wat in julle kring groot wil wees, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle eerste wil wees, moet julle slaaf wees. En dan die belangrike vers. So is dit ook met die seun van die mens, met Jesus. Hy het nie gekom om gedien te word, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Hy het ons kom dien. En dan Romeine 15 vers 13, pragtige vers oor die hoop, 15 vers 13, mag God, die bron van hoop, julle die julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop alles sterker kan word, deur die krag van die Heilige Gees. God, die bron van hoop. Amen. Ons gaan saam bid, soos ons nou gelees het, dat ons moet bid, ons gaan het hardop saam
Onze Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so op die aarde. Geef ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons skulde, soos ons ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie,